liedjes, kom ons sing, twee liedere wat by mekaar is, dieselfde wysies. Daar staan nou, ek sing 191 vers 1 tot 3, kom ons sing dalk nie die eerste vers in hom, as ons die tweede een, twee verse sing. Maar, is het reg, die eerste vers hier, ja. Grote God, ons bring U eer, ons aanbid U koning Heer, U kom toe, die lof al om, U wat was, wat is, wat kom, voor U buig die skepping neer, U wat ewig sal regeer. Gisterand probeer om het op te neem, maar dit nie gewerk nie. Ek weet nie wat ek nou al fout gegaan nie, maar gisterand was daar op stadium ook ons die krag nie. Maar kom geliefdes, kom ons lees vanaand hier die Bybel by die Ou Testamentiese boek, die eerste boek van die Ou Testament, by Genesis, hoofstuk 18, vers 16 tot 33. Genesis 18, vers 16 tot 33. Dit is die verhaal van Abraham en Sarah, wat 3 besoekers ontvang het. En hulle is nou klaar getrakteer, hulle het klaar geëet en hulle maak nou aanstaltes om weer te vertrek. Vers 16 staan daar, toe die mans opstaan om te vertrek, het Abraham en Enkie saam met hulle gestap. Die mans het afgekyk in die rigting van Sodom. En toe dink die Here, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek wil doen? Abraham sal tog 'n groot en sterk nasie word, en in hom sal al die nasies van die aarde geseën word. Ek het hom gekies, dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel, om op my pad te bly, deur te doen wat reg, wat goed en reg is, sodat ek vir Abraham kan doen, wat ek hom beloof het. Toe sê die Here, die geroep teen Sodom en Gomorra is hard, hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk, sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep, wat tot my gekom het, gehandel het of nie. Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra, sal U die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? Miskien is daar 50 regverdiges in die stad. Sal U die plek werklik vernietig? Sal U dit nie spaar oor 50 regverdiges daarin nie? U sal tog nie so iets doen en die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe bring nie. U sal tog nie die regverdiges soos die goddeloses behandel nie. Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie? Toe sê die Here, as ek 50 regverdiges in Sodom kry, sal ek die hele plek spaar oor hulle. Abraham het gesê, ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te praat.
sê nou die regverdiges is 5 minder as 50, sal u die hele stad vir 5 verdelg? Hierop antwoord die Here, ek sal dit nie verdelg as daar 45 daar, as hy 45 daar kry nie. Praat Abraham weer met die Here, miskien sal daar 40 gevind word, en die Here sê, ook oor 40 sal ek dit nie doen nie. Abraham sê toe, moet ook nie kwaad word as ek nog 'n keer praat met die Here. Miskien sal daar 30 te kry wees. En die Here sê, ek sal dit nie doen as ek 30 daar kry nie. Maar Abraham sê, ek bly waag om met die Here te praat. Miskien word daar 20 gekry. En die Here sê, oor die 20 sal ek dit nie verdelg nie. Toe sê Abraham, moet ook nie kwaad word nie, Here. Ek kon nog net 1 keer praat. Miskien word daar 10 gekry. En die Here sê, ook oor 10 sal ek dit nie verdelg nie. Toe die Here klaar met Abraham gepraat het hy weggegaan. En Abraham het na sy plek toe teruggegaan. Tot sover is ons. Nou ja, dit is een van hierdie 3 manne wat toe daar by Sarah en Abraham gaan kuier het. Was toe die Here. Was toe die Here. Ek het nog baie gelees die hele gesprek tussen Abraham en die Here en Abraham. Want ek dink ons moet, as ons bid, dan is dit ons nou 'n gesprek met God. Nee. Ek dink enige gesprek met God is, kan die mens amper sê as gebed. En dan dink ek ook, geliefdes, die manier waarop 'n mens God beleef. Die manier waarop jy God verstaan. Die manier hoe jy God sien, van my kant op, van ons kant op. Jou godsbeeld, wat jy het, elke mens godsbeeld. Ek dink, die manier hoe ek God sien, en verstaan en beleef, bepaal die manier waarop ek bid. My siening van God bepaal my gebed. As ek dink, dat God 'n klein goetjie is, en is my gebed ook dalk onbelangrik is nie. As my gebed dalk ook klein gelowig en sommer so oppervlakkig. As ek dink, God is 'n vreesaanjaende God, dan boesem my gebed vrees in. Dan is my gebed gevul met vrees, met huiwering, met 'n skoorvoetigheid, met was bangheid in my. As ek dink God is vir die vreeslike God nie. As ek dink God is onbetroubaar, dan bid ek onseker en met twyfel in my hart. As ek dink God bestaan nie, dan bid ek glad. As ek oortuig is dat God nie maklik gee nie maklik toegee nie, dat God moeilik is, dat God hard is, dat God taai is my gebed ook 'n taaie, sware worstelstryd.
Die manier hoe ek God sien, dink ek, is die manier bepaal hoe dat ek met God praat in die gebed. As God volgens my 'n moeilike God is, geliefdes, dan moet ek aanhou en aanhou tot ek God uit sy vasgelegde voeg los gebid het. Moet aanhou, totdat ek God van sy vooraf gebaande weë laat afsien het. Om dit reg te kry, is geen geringe taak nie. Dis nie maklik nie. Ek dink, as ek God so sien, as 'n God wat moeilik is om van sy gebaande weë afgekry te word, dan bid ek verbeter. En dan bid ek harder, ek bid langer en luider. Nou julle onthou die verhaal van Elia, die Baal-profete. Dis die tyd van Agab en Isebel. Isebel het al die profete van die Here doodgemaak en net Elia het oorgebly. En op 'n stadium vertel 1 Konings 18 ons, was Elia alleen daar op die berg Karmel, en saam met teenoor hom daar van Baal en Asherah omtrent 850 priesters bestaan. En toe het Elia hulle uitgedaag tot 'n gebedskompetisie. Jy onthou die vraag, nie? En toe moes jy met die altaar met 'n graf om en water en hulle nou die offer voorberei en hulle mag nie die offer nie brandsteek nie. Die Baal-priesters kry eerste kans om vir Baal te vra en Asherah te vra dat hulle God die offer op die altaar nie brandsteek. En daarna sal Elia weer vra dat ons God, sy God, die offer aan die brandsteek. En toe het hulle nou eerst die beeld gekry, al 850 van hulle, en hulle het daar gebid, van die môre vroeg af, bid hulle die hele dag, en dit later het hulle hard gebid, en hulle het gedans, en hulle het ons probeer, hierdie Baal-priesters, om hierdie offer aan die brand te kry, dat Baal toch met, want Baal is nou 'n taai, of jy weet, hy wil nie reageer nie. Later van tyd het Elia vir hulle gesê, bid nog 'n bietjie harder. Hy hoor dalk nie, jy weet, hy bid nog 'n bietjie harder. En toe word nou middag, en hulle bid nog steeds, en hulle is nog steeds daar doenig, en later het hulle gesê, maar al hierdie goed help, kom ons, hulle vat hulle spiese, en hulle messe gehad het nie, maar toe begin hulle self stukkend sny, die priesters, en hulle, dat Baal toch net sal reageer. Hy sê, taai God, wat hy nie doen nie. Nee. En toe Elia bid nadat hy al snap gegooi het, en ek weet nie hoeveel water het gegooi het, en toe die sloot om die offer was, of die vuur, en die jongen stuur in dit woord hier. As ek dink God is 'n taai God, en ek kry hom nie van sy gebaande weë, sy planne afgesien, dan is dit 'n worsteling. En ek moet sê, soms moet ek toegee dat ek nie taai genoeg is nie. Ek kan nie lang genoeg aanhou nie. Ek het nie genoeg gebedsstamina om God uit sy voeg uit los gebid te kry nie. Ek kan nie soos Habakuk gisteraand so lank bid nie, ek kan nie dit doen nie. En dan kan dit maklik gebeur dat 'n mens maar liewerste bes gee, nee. En dat 'n mens handdoek ingooi, en dat jy tou opgooi, en dat jy
moeg en verslae is, dat jy sommer ophou glo. Sommer ophou glo. Hoe 'n mens God beleef, geliefdes, dink ek, bepaal die manier waarop ek met God praat, hoe ek tot God bid, bepaal my gebed. En hier in Genesis 18 staan Abraham in die bres, en jy weet wat dit is, né? Hy is in so tussenganger, né? Hy staan in die bres, en hy is soos 'n gebedsonderhandelaar, Abraham, dis nie ons dit nou nie is, nie. Tussen God en Sodom. En nou, as ek nou so lees daar, dan lyk dit ook nie maklik nie. Dit lyk nou so 'n bietjie of dit moeilik is. Dit lyk of Abraham al sy dae het om God te beweeg, om tog af te sien van sy planne om Sodom en Gomorra te vernietig. Hy het die grootste moeite, hierdie Abraham, hy het die grootste moeite om God te keer, om te vergeld, om God wat as 'n oordeelsregter van hierdie oordeelsrype spulsondaars daar in Sodom al weg te hou. Hy span alles in nou Abraham. Hy laat geen steen onaangeroer laat nie. Hy probeer sy bes. Hy probeer sy bes. Hy vat selfs God se eie wet en hy gebruik dit teen God. Hy vra in vers 23, sal u die regverdiges saam met die onregverdiges, die goddeloses vernietig? Sal u dit doen? Dis God se eie wet, want Jesus kom later. Ek onthou, Jesus het later gekom daar in Matteus 13, dat hy oor die gelykenis van die saaiër, dat hy in daai hele hoofstuk ook 'n gelykenis vertel van die boer wat koring gesaai het. En toe het die skelms gekom en in die nag het hulle onkruid tussen die koring gesaai, nee. Toe kom die koringkies en die onkruid op. Toe kom die werkers by die boer en sê, meneer, wil u nou hê ons moet die onkruid uittrek? Toe sê die boer, nee, julle kan nie dit doen nie, want julle gaan, ek ken julle, ken 'n mens, jy gaan per ongeluk dalk 'n koring hier ook uittrek. Nee. Los het iewers. Voordat die tyd is vir die oes. Dan kan jy mooi sien, maar so lyk koring en so lyk onkruid, dan kan jy nou die twee maklik van mekaar onderskei. Jy sien, dit is die Here se eie wet. Sal u regverdiges saam met die onregverdiges verbied maak? En dan sê God natuurlik nee. Er is daar net een koringplantjie daar. Abraham probeer werklik sy bes, geliefdes. Ons ken mos nou die Jode, van kleins af het ons al plek altyd gehoor, dat die Jode oues wat kan onderhandel, jy weet, hy kan onderhandel oor pryse, oor wat die onderhandel, hy is goed daarmee, dit is hy het vir my al die Jode daardie gawe gekry om dit te kan doen. En nou word daardie gawe by Abraham, hier tussen Abraham en God, lyk my tot die uiterste toe getoets. Abraham probeer die prys afdwing. Hy begin by veelvoude van 5. Later trek hy selfs nog die stoute skoene aan, hulle sê baie verskonend, die stoute skoene aan en hy rek dit tot 10. Here, as daar net 10 regverdiges gevind word, sal jy nie almal spaar nie? Helaas. Alles hier verniet.
Volgende hoofstuk vertel vir ons, al Abraham se pogings lewer net mooi swaal en vuur op. Want daardie bepaalde dag wat die Here bepaal het, is hierdie twee stede skouspelagtig vernietig. En sommer meer as dit. Die hele vlakte, ook saam, word verwoes. Almal, alles word getref. Al die inwoners sterf. Al die plante en die diere kom om, word uitgeroei. 'n verbrande aarde bly oor. Van lees bietjie net wat staan daar in hoofstuk 19 vers 24 en 25. Dis amper soos by Habakuk, toe hy die tweede keer op daardie gebedsstoring van hom kom en hy sien hierdie totale vernietiging hier voor hom wat hier plaasgevind het. Dit gebeur. Sodom en Gomorra. Arme Abraham. Sister. Arme Abraham. Hy was nie taai genoeg. Hy was nie sterk genoeg nie. Hy was nie opgewasse vir sy taak nie. Ek dink geliefdes, dit wat hier gebeur is genoeg om enige gebore voorbidder terstond te laat ophou bid. Enige voorbidder om onmiddellik van sy knie af op te staan en daardie lang wake te stop. Ek dink so. Dit is natuurlik so, as jy die God sien, soos wat ek net nou gepraat het oor hom. As dit die prentjie is van God wat in jou kop het, van 'n harde, taai, ongenaakbare, onverbiddelike God. Eerlik is dit dan so. Geliefdes, God is nie so nie. God is nie so nie. God is anders. Hosea, 2 aande terug, het ons gesien dat God anders is. Die Sodom en Gomorra sage bevestig eintlik dat God 'n liefdevolle, genadige, geduldige, verbiddelike God is. Dis die God wat ek ken. Dit onderstreep wat ons die afgelope paar aande oor God ontdek en geleer het, veral ten opsigte van voorbidding, ten opsigte van gebed. Dis die God wat ek ken. Dat God toeganklik is, dat God teenwoordig is, dat hy daar is, en dat hy help, en dat die stad, waarvan Psalm 46 praat, nie Sodom en Gomorra nie, Psalm 46 se stad, in die 11de vers staan daar, God is daar, die stad sal nie wankel nie. God is nie 'n oordeelsugtige God nie. God is nie onbeweeglik, taai en vas nie. God verlustig hom glad nie, geliefde broer en suster. Hy verbly hom glad nie en hy verlekker hom glad nie in die straf en in die oordeel en in die vergelding nie. As ons dalk net hierdie gebeure daai dag by Sodom en Gomorra tussen Abraham en God net weer 'n keer bietjie onder oë neem, bietjie mooi kyk na wat daar in daardie teks staan, daar in ons geleesde gedeelte in Genesis 18. Weet jy wat? Dan ontdek jy. Dan ontdek ek. Opnuut iets van God wat 'n mens verstom
stom laat, wat jou stom staan. Is dus nie te sing. Ek onthou, jare terug, was daar 'n gesinskamp by Winkelspruit, CSV gesinskamp, twee gesinskampe, weet ek nou van Desember maand, ek weet nie ander deur die jaar seker ook, daar was ander kampe ook vir jong mense oor Paastyd, maar daar was twee gesinskampe in Desember maand, eerste deel van Desember en die tweede deel van Desember, en die eerste deel van Desember het ons gesin graag klomp jare dit gaan my die eerste jaar het hulle my gevra of ek dit sal aanbied en moet hulle sê as jy dit aanbied dan kan jy dit nie dis goed, dit gaan ek nie was lekker, daarna weer die volgende jaar en weet julle wat het my aan opgeval en ek was lus om te sing toe ek nou hierdie God half raak sien in hierdie gedeelte wat my stom staan. Ek hoor nou nog hoe sing hulle daar en hulle sing uit volle bors. Sing hulle What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Ek vervoer om so te sing. Want kyk mooi geliefde broer en suster, wat Jesus sien. God is die een wat hierdie gesprek met Abraham begin het. God het dit begin. Nie Abraham nie, God. Want God wil in sy hart nie vir Sodom verwoes nie. Hy wil vir Sodom behou. Hy kom by Abraham staan. God kom by Abraham staan. Hulle 3 loop nou, hulle 4 so. So sien ek nou in my geesteskoop, daar loop hulle 4 kies. God sê vir hulle, loop julle 2 so lank, ek gaan nog bietjie hier by Abraham staan. En ek kom staan by Abraham, vers 22. Ek staan by Abraham. Dit geliefdes is ongewoon. Dit weet jy sommer klaar. En ek ook. Dis ongewoon. Ek vra myself, is dit nou tipies van 'n harde, taai, ongenaakbare, onverbiddelike God? Hy staan by Abraham. Vir Abraham raad te vra. Kan jy wat dink jy, Abraham? Hoe dink jy? Hoe moet ek maak uit hierdie 2 goddelose stede? Hoe dink jy? Ek dink sommer ons 2 aande terug, daar by Hosea 6 vers 4, na daai gebed wat nie 'n gebed was nie, sê die Here, wat moet ek met jou doen, Efraim? Abraham, hoe moet ek maak met hierdie 2 stede? En weet jy wat geliefd is? Dit is nou by vers 18. Van ons gelees het gedeelte. Mense het al probeer om die teks van Genesis 18 vers 22 te verander, sodat dit klink asof dit Abraham is wat by God staan. Selfs ons nuwe vertaling, 2020 vertaling, het dit so vertaal. Abraham staan by God.
En ek het dit nou gaan lees. Daar staan by vers 18, 20 vertaling, maar Abraham het nog voor die Here bly staan. By die Here bly staan. En dan is daar 'n voetnoot. En die voetnoot sê, hierdie sin het oorspronklik gelui, maar die Here het nog voor Abraham bly staan. Nie Abraham voor die Here nie, maar die Here voor Abraham. Dit is egter verander deur die oorleweraars van die teks, aangesien staan voor in Hebreëus kan beteken gereed staan om te dien. Feit dat Abraham, die Here by Abraham staan, sê hulle, beteken, hy staan gereed om te dien. Staan daar, kan die Hebreëus gaan lees, staan daar, God staan by Abraham. Hy kom soek Abraham op. Dis nie 'n onverbiddelike God nie. Dis nie 'n taai God nie. Dit sê vir my so baie van God. Dis vir my so spesiaal. Ek dink, my broer en suster, Genesis 18 vers 22 is so besonders dat God hom op hierdie besonderse wyse aan my en jou kom bekendstel. Dit is wie God is. Ja, hy is almagtig, nee, natuurlik is hy almagtig. Hy kan enigiets doen. Hy hoef nie, weet jy, dis die werklike waarheid, nee. Hy hoef nie vir Abraham of vir enige mens enige raad te vra nie. Hy hoef nie by my te staan nie. Hy hoef nie. Hy hoef nie na Abraham toe te kom nie. Hy hoef nie by Abraham te wag nie. Maar hy doen dit. Wat 'n God bid ons nie. Wat 'n mighty God die sê. En God wat by Abraham staan, geliefdes, is nie daarop uit om te straf nie. Hy is nie. Die God wat ek ken en wat jy ken, wat hier by Abraham staan, is 'n God wat hartseer is, wie se hart gebreek is. Ons kry hier, dink ek, 'n buitengewone kykie in die hart van God. Hy wonder of hy vir Abraham kan vertel van sy planne. Ons sien iets van God se, in die gedeelte, broer en suster, ek sien iets van God se innerlike stryd. Ek sien iets van 'n worsteling by God. Daar's iets van 'n tweespalt in sy hart. Daar's 'n dilemma tussen sy genade en sy geregtigheid. By Hosea, so 2 aande terug, die Here se erbarming, die Here se liefde oorhand gekry. Wat moet ek met jou maak, Efraim? En dan staan daar in Hosea 11 vers 8. Ek kan jou nie prys gee nie. Ek kan jou nie laat gaan nie. My liefde brand te sterk. Ek kan nie. En hier by Abraham, hy oor God. Hy tel hom voor hy oordeel. Hy laat Abraham toe om te onderhandel. Praat met my, Abraham.
Want dalk, wie weet, dalk is daar 'n uitweg. Dalk is daar 'n plan. Miskien as daar een regverdige is, sal dit genoeg rede wees om die stede te spaar. Net een ou koringkie in hierdie land van onkruid. Net een ou koringkie. Dan spaar ons. Die probleem is, jy kan dan daai koringkie vir onkruid spaar. Miskien kan Sodom en Gomorra tot wel gered word. Wie weet? Abraham praat met my. Jy sien, geliefdes, Abraham is nie 'n verbete bidder wat harder en luider en aanhoudend bid nie. Abraham klou nie soos 'n neet aan God nie. En God is nie 'n ongenaakbare God nie. Abraham word deur 'n liefdevolle, deernisvolle, regverdige God genader, omdat sy hart vir mense is. Abraham is nie 'n knaande leeuwpot wat 'n taaie God uit sy moet losbid nie. Abraham is vir God soos 'n klankbord, as ek dit mag sê. Is vir God soos 'n geloofsreaksie. Abraham is soos 'n appel op God se barmhartigheid. Dis wat, liefde broer en suster, dis wat voorbidding is. Dis wat voorbidding is. As jy en ek bid vir iemand wat swaar kry, dan maak ons 'n appel op God se goedheid, sy barmhartigheid, sy liefde. Dis wat voorbereiding is. Dis wat gebeur as ons vir mekaar bid, vir mekaar intree. Uiteindelik, terugskouend nou, hier waar ons nou vandag is, kyk terug in die geskiedenis, het Abrahams gebed ook nie geëindig regtig met Sodom en Gomorra in puin nie. Ja, goed, dus daar was nie eers 10 nie. Daar was regtig nie eers 10 nie. Daar was inderdaad geen regverdige en daardie twee goddelose stede nie. Trouwens, weet jy, daar's geen regverdige oor die hele aarde nie. Jy sal nêrens sien kry nie. Paulus sê in Romeine 3 vers 12, niemand is regverdig. Maar kwalifiseer hy dan niemand, selfs nie een nie. Daarom het God self een voorsien. Een uit Abraham se nageslag. Want sy liefde brand te sterk. Hy kan sy kinders nie laat vaar nie. Die werke van sy hande. Hy kan sy kinders, hy kan die wêreld, nie een van ons prys gee nie. Nie een nie. En God voorsien self een regverdig. En dis genoeg. Want so lief het God die wêreld gehad,
dat hy sy enigste, sy een seun gestuur het. In hierdie gesprek tussen God en Abraham, geliefdes, lê daar in God se hart reeds die besluit om 'n kruis op aarde te plant. Die kruis van die een regverdige met 'n hoofletter, wat die oordeel oor al die Sodoms en Gomorras van hierdie wêreld, die oordeel oor al, julle weet die vernietiging was daar die oordeel nie, oor al die Sodoms en Gomorras, die oordeel oor alles, sou dra. God se gesprek, God se staan by Abraham, God se hartseer oor Sodom, mik alles na daardie goeie Vrydag. Want op daardie dag, geliefde broer en suster, op daardie dag is daar finaal geen tweespalt meer in God se hart nie. Op daardie dag, daardie goeie Vrydag, toe is God se toorn oorwin deur sy liefde. Op daardie dag, daardie goeie Vrydag, is God se gramskap oorwin deur sy goedheid. En op daardie dag, daardie goeie Vrydag, is sy oordeel oorwin deur sy redding en sy herstel en sy verbondstrou. By God is daar geen tweespalt meer. Sy liefde het oorwin. Die gebed van Abraham en God se gesprek met hom is 'n begin en 'n bevestiging van 'n algehele omwenteling. Die Bybel sê, hierdie omwenteling noem ons die goeie nuus. Dit is die evangelie van redding in Jesus. Die evangelie van liefde en genade. En nou kan ek vanaand, en julle vir my, kan ons vir mekaar sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Niemand regverdig nie, nie eens een nie. Maar kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons sy kinders. Kinders van God. En ons is dit. Johannes sê vir ons in Johannes 1 vers 3 vers 1 woord. My broer en suster, dit leer my oor God. Die God wat ons aanbid. My God. Dit leer my om te sê, what a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Dit is kom ons bid. Ons bid. Daar is die tyd vir gebed.
Onse Vader in die hemel, dankie dat ons U kan aanbid. Elkeen het by homself daar gesit en stil met U gepraat. Dankie vir hulle wat saam bid. Dankie Here dat ons saam kan stem met mekaar. Dankie vir harde gebede, hardop. Dankie dat ons ook meevoer. Dankie Vader dat U by ons is. Dat U in ons ontstaan. Dat U in ons woon deur die Heilige Gees. En dankie dat U ons bewus maak van broers en susters van ons wat swaar kry. Dat ons vir hulle kan bid, Here. Kan bid om genesing en om genade. Baie dankie, Vader. Dat ons ook kan bid vir 'n verlore gaande wêreld. Vir mense wat U nie ken nie. Vir mense wat U nie wil ken nie. Here, ons weet almal van ouens wat op 'n stadium vir U gedien het. Hulle was selfs verkondigers van die woord. En ergens langs die pad het hulle besluit, nee, dis nie hoe ek wil glo nie. Ek wil nie glo in die Here Jesus nie. Ek wil nie glo in die woord nie. Ek wil nie glo in God nie. Here, ons bid vir hulle ook. En ons bid, Vader, dat U woord oor die hele wêreld sy loop sal neem en dat U liefde ons almal sal oorrompel. En dat ons voor U sal buig. En ook deur die wêreld waar ons beweeg, U liefde sal toon en sal wys. U vriendelikheid. Baie dankie, Here. Help ons naam van elke aand. Help ons deur ons lewe. Ons bid vir mekaar, Here. Vergewe ons sonde. In die naam van Jesus. Amen. Ja, geliefdes, ons laaste lied is ons het net met die 191 gesing. Nou is dit 190. 190. Net sien. Net sien. Kom ons sing die tweede vers. In genade, groot en ryk, wou U Heer koninkryk. Voordat ek om vies kon vra, het die Seun my vroeg gedra. Ek kon punt met my gekry, voor ek nog my skuld bely. Kom ons in die tweede vers, aan die 190. Die seën van die Here, geliefdes en vriende. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.